Klein veranderinge, groot resultate. Jy al gewonder wat kos jou heel eerste studentekar? Gestel jy het lang gelede toe ek en jy nog jonk en mooi was, R10,000 betaal vir daai studentekar. Sê nou jy kon daai R10,000 vat en dit belê vir 50 jaar teen 10% rente. Jy al gewonder of uitgewerk wat sou jy vandag in die sak gehad het? R1,7 miljoen. Gestel, jy het 'n baie goeie kredietrekord gehad en daai tyd kon jy dit belê vir 13,25%. R5,03 miljoen. R5 miljoen. Dit is wat jou studentekar jou gekos het. Nou is ek terug by ons tema. Klein besluite, groot resultate. Ek en jy oortuig ons so baie keer dat groot sukses magtige pogings verg. En dis dalk hoekom ons glo in die volksmond, mik vir die wolke en dan tref jy dalk die boomtoppe. Maar weet jy wat? Jy hoef nie vir die na vandag te mik vir die wolke en te hoop jy gaan die boomtoppe tref nie. Want vandag gaan ons praat oor hoe ek en jy by daai plek kan kom, waar 'n klein effort groot resultaat vir jou gaan gee. Nou in die Ou Testament was die tempel die geestelike tuiste van die volk gewees. Dit was die plek gewees waar hulle bron van hoop gekry het en hulle koneksie met die Here. Dit was vir die hele volk die plek gewees waar God gewoon het. Dink bietjie aan die tabernakel in die woestyn. Het die teenwoordigheid van die Here in 'n vuurkolom gehang bo kan die tabernakel en dan wanneer die volk getrek en dan daai vuurkolom en die dag die wolkkolom ook saamgetrek. So daai hele volk het verstaan, die teenwoordigheid van die Here is reëel, om 'n Engelse term te gebruik. En dis waar hulle hoop vandaan kom, is waar hulle rigting vandaan kom, dis waar hulle koneksie met die bonatuurlike gekom het. Die tempel was daai plek, ek het daar in Jerusalem gaan kyk, daar jy kan op 'n stadium maar onder die grond ingaan, net langs die klaagmuur, en dan kon jy dele van die ou mure van die tempel sien. Ek het vir ons daai een rots gewys, hy 600 ton swaar. En so goed gesny dat jy nie 'n stuk papier tussen die klippe kon indra nie. Geweldige effort wat na die tempel ingegaan het. Maar so 586 jaar voor Christus, die Babyloniërs gekom, en die plek gebreek en afgebrand en dis was 'n tempel wat gestaan het vir 900 jaar. Nou dink bietjie wat gebeur het in die siege van die volk, toe hierdie plek waar God gewoon het in hulle oë, verwoes word. Hy het gestaan vir amper 1000 jaar. En skielik is hy weg. En daarna het die Babyloniërs gekom en hulle die Israeliete weggevoer na Babylon toe. En toe profeteer Sagaria, die profeet Sagaria op 'n dag. En dit is waar ons storie vandag begin. Ek wil begin deur te lees, skies tog uit Sagaria 4 vers 10. Want wie het die dag van klein dinge gering geskat? Hy woord klein of gering, althans die woord bas in Grieks wat beteken verag. So hy sê eintlik, wie het die dag van klein dinge verag? Kom ons lees verder. Hulle sal bly wees en sal die skietloot in die hand van Serubabel sien. Nou Serubabel was die gouverneur in daai tyd en die skietloot was waarmee hulle mure gebou het en Serubabel was die gouverneur wat die tempel wou herbou. So hier profeteer hy, daar gaan 'n dag kom waar Serubabel 'n skietloot gaan gebruik en hulle gaan die tempel herbou. Elkeen van ek en jy maak staat in die lewe op tweede en derde en vierde kans. En soms voel ons 'n tweede kans so of tweede beste en 'n derde kans derde beste en so gaan ons aan. Hoor mooi, dat in God se ekonomie is tweede beste nooit tweede beste nie. Dink daaraan dat die hele skepping rus daarop. Adam en Eva het saam met die Here gewoon in die tuin van Eden, hulle doen sonde en toe kom God se tweede plan. En dit was Jesus, om hulle te herstel en die lewe in hulle are terug te bring. En Jesus was nie tweede beste nie, hy is die beste plan. Maar ek wil 'n vraag vir jou vra. Dink bietjie terug na hierdie volk. Hoe die volk oor hierdie nuwe tempel wat hierdie man sou bou, gevoel.
Ons lees daarvan in Esra 3 vers 12 en toe ek die eerste keer lees, toe besef ek, baie keer wanneer dinge in ons lewe gebeur op die vooraand van 'n deurbraak, dan kyk ons baie keer af op dit wat die Here wil doen. Of miskien op ons eie pogings en ons eie planne. Hoor wat sê hy? Hy sê baie van die priesters en leviete en die familiehoofde het hardop gehuil toe die fundamente van hierdie huis voor hulle oë gelê is. Wat 'n antiklimaks. Hier kom bou hulle die nuwe tempel en die familiehoofde en die priesters huil. Daai woord gehuil is die woord baka wat beteken om te kerm van bekommernis. Komma in hierdie vers. Maar baie van die ander het hardop uitgeroep van vreugde. Praat van gemengde emosies en wanneer ek en jy na ons toekoms kyk, dan kyk ons ook met gemengde emosies. Partykeer is ons opgewonde oor wat kom, maar ons weet ook nie of ons moet huil oor wat als kan verkeerd loop nie. Vers 13. Maar niemand van die volk kon die klank van die vreugdekrete onderskei van die klank van die volk se gehuil nie. Wat het hier gebeur? Hoe kan dit wees dat die helfte van die mense juig so hard dat jou ore tyd nie ander van die helfte kerm so hard oor dieselfde ding en daai selfde ding is die nuwe tempel wat die teenwoordigheid van die Here weer so grond toe bring vir die volk. Omdat die tempel so 'n groot verlies vir daai volk was, het hulle uit beheer gevoel toe die Babiloniërs dit afbreek. Nou hoor mooi, verliese maak dat die toekoms vir jou en my te groot voel. Toe hierdie ouens hierdie tempel se fondamente lê, die groot deel van die volk gevoel, dit is te goed om waar te wees, dit kan nie gebeur nie. En baie keer wanneer ek en jy deur groot trauma en verlies gaan, veral wanneer ons voel dat die teenwoordigheid van die Here is weg uit ons lewe uit, dan kom ons by daai plek waar ons toekoms te groot vir ons voel. Was jy al daar? Het jou toekoms al te groot gevoel? Dit vir jou gevoel is, dit kan net nie wees, ons kan net nie daar uitkom nie. Die toekoms van ons land al vir jou te groot gevoel om by uit te kom. Nou is die groot vraag, kom voel ons so? Wanneer ek en jy te veel probeer om onsekerhede in ons gemoed te prosesseer, dan kom ons by daai plek waar goed vir ons te groot voel. En ons voel uit beheer uit. En ons voel asof ons nooit gaan voorkom nie. Nou het ons laasweek gehoor het gevolg van die oorlog in Irak dat die dieselprys 7 of 8 rand per liter gaan opgaan het. Baie van ons uit beheer gevoel. Ons gevoel, hoe gaan die toekoms lyk? Hoe gaan ons by die plek kom waar ons ooit weer gaan wees waar ons 900 jaar gelede was? Die realiteit is dat ek en jy het minder beheer oor ons optrede as wat ons dink. Baie keer maak ons nuwe voornemens. Baie keer kom ek en jy op die plek waar ons veral in die begin van die jaar nuwe voornemens maak. En dan glo ons vas, hierdie besluite gaan ons deurvoer. En as ons weer kom, onsself kom kry, en dan sê ons soos Paulus, dit wat ek wou doen, het ek nie gedoen nie. Nou is my vraag, waarmee ek hierdie woord vandag begin het. Hoe kan klein stappe 'n groot toekoms waarborg? Ons het net nou gesê dat 'n klein belegging 50 jaar gelede kan vir jou miljoene in die bank nou gee. Hoe kan klein stappe 'n groot toekoms waarborg? En elkeen van ek en jy wil ons toekoms graag gewaarborg hê. Ek gaan nou 'n sin sê wat so eenvoudig klink dat jy gaan dink dit kan nie wees nie. Onthou, ons het net nou gevra, wat doen ons as ons uit beheer uit voel? Nou hoor hierso, gewoontes gee jou beheer terug. Goeie gewoontes kom saam met geestelike volwassenheid. Ons weet dat geestelike volwassenheid kom saam met gesag. En ons weet, gesag maak dat ons invloed het op ons eie toekoms. Hoor wat sê Hebreërs 5 vers 14. En Paulus praat hier van geestelike volwassenheid. Hy sê, maar die vaste kos
vaste kos was die groot openbarings van die Here, is vir volwassenes, wat oor die gawe beskik deur die gewoonte geoefen, om te kon onderskei tussen dit wat goed is en dit wat kwaad is. So Paulus sê, volwassenheid word gekenmerk, dat jy onderskeiding het, maar daai onderskeiding is deur gewoonte geoefen. Dit bring gewoontes skielik op hierdie plek van die geestelike domein. Hoekom maak klein gewoontes dan so 'n groot verskil? Want as ek daai ding kan klik en dit kan land in my hart, dan kan ek en jy op die plek kom waar ons beheer kan terugkry oor ons toekoms deur gewoontes. Ek sê altyd, jy het wat jy herhaal. Daai laaste skrif in Jakobus wat sê ons tong is soos 'n roer van 'n skip, so beheer dit ons lewe. Nou ek wil vandag vir jou sê, jy het wat jy herhaal. En elke klein gewoonte in jou, elke klein gewoonte wat jy herhaal is soos die roer van 'n skip wat jou stuur na jou toekoms toe. Dit maak die verskil tussen wie jy is en wie jy kan wees. Dink weer aan 'n studentemotor. Klein belegging, groot vrug. Jy kry wat jy herhaal. Gewoontes is daai een ding in ons lewe wat ons identiteit vorm. Het jy al van iemand gepraat, dat jy gesê, daai persoon het 'n presence, daar's net 'n teenwoordigheid om hom, en wanneer hy goed doen, dan gebeur dit, en dit lyk amper asof sukses hom onregverdig volg. Want gewoontes, die gewoontes wat ek en jy het, en dit wat ons praat, en dit wat ons dink, en in dit wat ons doen, dit vorm wie ons is. Hoekom is goeie gewoontes, of eintlik enige gewoonte, kom ons praat van slegte gewoontes, so moeilik om af te leer? Want jy sien, 'n gewoonte raak deel van wie ons is, dit raak deel van ons identiteit. En dit is baie moeilik om daai stuk van onsself af te skeur. So die vraag wat ek nou wil vra is, ek wil in die oë kyk, ek wil vra, wie is jy? Jy is dit wat jy glo oor jouself. Ek wil dit weer sê, jy is dit wat jy glo oor jouself. Gestel ons het twee persone wat, kom ons waan kan ons dink, wat probeer ophou om sjokolade te eet. Hulle is verslaaf van sjokolade. Vir die argument. Skus tog, die eerste een sê, nee dankie, ek wil nie haar sjokolade hê nie, ek probeer kliphard om op te hou. Maar die tweede een wat langs hom staan, het 'n ander antwoord. Hy sê nee, dit is nie ek nie, ek is nie 'n sjokolade verslaafde nie. Wat is die verskil? Die een sê ek probeer iets doen, die ander ene praat van wie hy is. Die eerste een hoop, hy gaan sy gedrag kan verander deur sy wil. Terwyl hy self steeds dieselfde ding glo, ek is 'n sjokolade verslaafde. Hy glo ek is verslaaf in sy gemoed, maar ek gaan tog probeer om op te hou. Die tweede ene wat antwoord en sê nee dankie, ek is nie 'n sjokolade verslaafde nie. Hy weet dat daar 'n skuif in sy identiteit was. Hy het hom gesien en hy het geweet hy was verslaaf aan sjokolade en skielik sien hy homself as iets anders, as iemand anders. Sjokolade was deel van sy vorige lewe, nie van die ene wat hy nou leef nie. En hy identifiseer nie meer met die sjokolade verslaafdes nie. Sy identiteit het verander. En hierdie ding is baie belangriker as jy dink. Nicodemus kom na Jesus toe en hy vra vir Jesus, hoe kan ek verander? En wat is Jesus se raad? Johannes 3 vers 3, julle ken dit. Skus tog. En Jesus het hom geantwoord, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As jou identiteit nie verander het nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Hierdie ding is meer revolusionêr as wat jy dink. Want baie keer dink ons en ons weet dit is so dat wedergeboorte maak van my 'n nuwe mens van binne af, die Bybel sê dit, maar ons sien onsself nie as nuut nie. Ons sien onsself nog steeds as die ou sondaar wat probeer om op te hou om foute te maak.
Wat sê koninkryk van die Here? Koninkryk staan vir heerskappy. So as jy sê ek is 'n koninkrykskind, dan beteken dit jy sê hier op aarde is ek om te heers soos wat Jesus op die aarde geheers het. Dis presies wat Jesus sê. Hy sê die wonderwerke wat ek gedoen het en selfs nog groter werke sal julle doen. Mense kry baie keer nuwe doelwitte sonder om dit wat hulle aksies dryf te verander. Hulle pas nooit aan hoe hulle oor hulle self dink nie, maar hulle wil hulle doelwitte verander. Om te verander wat jy doen, sal jy moet verander wie jy is in jou eie oë. Dit is amper die klimaks van wat ek wil sê vandag. Om te verander wat jy doen, sal jy moet verander wie jy is. Onthou jy, gewoontes is gekoppel aan ons identiteit. Ek wil 'n bietjie iets sê oor die geheim van momentum in ons lewe. Baie keer sê ons, ek soek nuwe momentum in my lewe. Daar's nuwe beweging wat moet kom, en soos of ek net nie daar uitkom nie. Momentum kom wanneer nuwe gewoontes deel raak van ons identiteit. Ek wil dit weer sê, momentum in die lewe kom wanneer die nuwe gewoontes wat ons doen en aankweek deel raak van wie ons is. Kom gee 'n paar voorbeelde. Ek wil 'n boek lees teenoor ek is 'n leser. Ou wat sê ek wil 'n boek lees. Hy sê wel ek het besluit ek wil 'n boek lees. Iemand wat sê ek is 'n leser is heeltemal 'n ander spesie. Vir hom kom lees natuurlik. Ek wil 'n marathon hardloop teenoor ek is 'n atleet. Hoor jy die ek wil en ek is? Ek wil 'n instrument leer speel teenoor ek is 'n musikant. Ons gedrag is altyd 'n refleksie van ons identiteit. Kom jy agter wie ek is baie belangrik as wat ek dink, en ek en jy is 'n wedergebore kind van die Here. Hy woon in ons hart. Ons het nuwe DNA, sy DNA. Kom ons vat dit en soveel dinge in ons lewe gaan verander. Vra jouself af, watter tipe persoon is ek? Baie keer dink jy, werk die dinge wat ons oor onsself sê teen ons. Die dinge wat ons oor onsself dink werk teen ons. Jy sê dalk, ek is vrot met rigting. Of ek is nie 'n oggendmens nie. Geen wonder jy sukkel om op te staan nie. Ek is altyd laat. Dit klink nou verskoning. Ek is nie goed met tegnologie nie, of baie mense sê, ek is tegnologies gestremd. Hoor jy hoe ons dink en sê en praat oor onsself? Geen wonder, goeie gewoontes wil nie wortel skiet in ons hart nie. Wanneer jy dieselfde storie vir jouself oor en oor herhaal, dan raak daai storie jou identiteit. En omdat daai storie jou identiteit raak, volg jou gewoontes daai identiteit. Is jy gereed vandag om te sê dit is nie wie ek is nie? Die hele skepping om ons het 'n ritme. Ons noem daai ritme seisoene wat kom en gaan. Nou, ek het vir jou goeie nuus. Gewoontes lei ons nuwe seisoene in. As jy graag in jou lewe in 'n nuwe seisoen wil ingaan, jy was dalk brandarm en jy wil finansiëel onafhanklik wees, verander gewoontes. Gewoontes wat uit ons identiteit vloei, gee beheer in ons lewe terug oor ons toekoms. Ons hoef nooit weer gespanne te wees oor ons toekoms nie, want ons gewoontes is die ding wat hy beheer teruggee. Ek en jy kies om goed te doen, as ons weer sien het ons 'n verkeerde ding gedoen. Maar as jy 'n gewoonte het waaroor jy nie hoef te dink nie, hoef jy nie die hele tyd te kies nie, en jou hele lewe word in 'n ander rigting gerig, en dit kom van self, want dit kom outomaties. Ek het 'n outomatiese kar uit 8 ratte. En hy is so goed gestel dat ek kan ry, jy voel nie eers as jy die ratte deursit nie. Hy gaan net die hele tyd al hoe vinniger. En dit gee vir my wat om bestuur soveel beheer in my hande terug, wanneer ek hierdie kar bestuur en hy gaan so van self deur sy ratte. Nou die Here wil jou op die plek bring waar jy van self deur jou ratte gaan, omdat jy die regte gewoontes het wat gekoppel is aan
wie jy is. En gee beheer terug, sit beheer terug in jou hande. Ek wil afsluit. Sagaria het geprofeteer die tempel kom, en hy het in 4 vers 10 gesê, want wie het die dag van klein dinge gering geskat? Is daar klein gewoontes in jou lewe wat jy gering skat? Wil jy graag na 'n groot toekoms toe gaan, maar jy voel jou pogings is so klein en dan los jy dit maar. En op die ou einde is jou identiteit op 'n plek waar nie wil hê dit moet wees nie. Jy kan beheer oor jou toekoms terugkry. Begin by die klein dinge. Begin by gewoontes. Kom ek bid vir jou. Vader, ek wil elke persoon wat saam met my geluister het na u woord vandag seën met nuwe oë oor ons toekoms. Ek wil ons elkeen seën, Vader, dat u ons sal help om ons identiteit en ons gewoontes in mekaar vas te maak, dat die regte gewoontes van self kom. As daar dinge was wat ons in die voet geskiet het, laat ons nooit weer sal sê, ek probeer nie, maar dat ons sal sê, dis nie hoe ek is nie. Want ons weet, in ons woon Christus, die een aan wie die skepping behoort. Ons weet, ons tempels is weer gebou, ons het toegang tot u. En ons weet ook, dat die toekoms wat u vir ons beplan, mooi en aangenaam is. En ons eer u daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Gaan dink oor en oor hierdie week oor wat ek gesê het vandag. Onthou ons net nou gesê, dit wat ek herhaal bepaal wie ek is. En dan kom jy volgende week terug, selfde plek, selfde tyd, en dan vat ons hierdie volgende stapie na 'n toekoms wat nie vir ons te groot is nie. Mooi loop, sien jou weer een van die dae.